uterus. Kan almal sê my woorde agterloop. Ja. Ek sal altyd bang ek praat nie hard genoeg nie. Nou my tema vir oggend is, wat ek net by die begin. Dis tyd om weg te stap. Dis tyd om weg te stap, soos wat hierdie jaar nou besig is om uit te loop. Ja, Moet ons amen. wegstap van dit wat in ons verlede is. Ja. Wat hou ons bietjie terug in ons verlede? Daar's soveel goeie. Sonde. Sonde hou ons weg van dit wat die Here vir ons wil gee. Ons het baie keer nie die vrymoedigheid om te gaan vat dit wat die Here vir ons gee nie. Want ons sê soms vir onsself, ek is nie goed genoeg nie. Nou ek wil vanoggend vir julle kom sê, ek het ook so gedink. Ek is nie goed genoeg om in diens van die Here te kan wees nie. Maar ek wil vir julle kom sê, die Here rus ons toe met dit wat ons moet begin doen. Amen. Wie van julle kyk nuus? Die manne, my man kyk nuus. As hy daai nuus so oor sit, dan staan ek op, dan gaan ek bietjie uit. Want weet julle wat sien ons op die nuus? Negatief. Al hierdie negatiewe, slegte goeders. Ja. Goeders wat ons in vrees indruk amper kan ek sê, want ons sien van moord en doodslag, ons sien hoe word kindertjies mishandel en al hierdie lelike goed op TV nie. En wat maak die vyand met daai ding? Hy kom sit ons in vrees vas. Ja. Hy wil hê ons moet bang wees. Ons moet onsself gaan toesluit in ons kamers in, of in ons huis. Ons moet amper in tronke lewe. Maar die Here het ons geroep om vry te wees. Amen. Maar wat maak ek ook as my man dalk vir my iets aan my doen? Wat maak ek daarmee? Het ek so klein swart boekie, daar gaan skryf ek daar binnekant in. Vandag die 28ste Desember het Piet, was hy viestig met my. En oor 'n jaar, dan gebruik ek daai swart boekie as 'n wapen teen hom. Ja. Nee, die Here wil nie ons moet boekhou van dit wat ons verkeerd gedoen het, Amen. wat ander teen ons gedoen het nie. Ek wil vandag vir julle kom sê, die Heilige Gees is die Gees van God. Amen. En net hy bly ons in waarheid. Nie die TV nie, nie die wat die buurman vir ons sê nie. Ek wil vir julle graag lees Filippense 3 vers 14 wat vir ons sê, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter my is en ek strek my uit na dit wat voor my is. Gaan ek vasgevang wees in vrees, want wat maak vrees met ons? Dit vang ons vas. Ons kan nie vorentoe beweeg nie, dit is ons word vasgeboei. Maar die Here sê hy het ons geroep om vry te wees. Amen. Nou ek wil, ou Paulus het daar vir ons 4 opdragte gegee wat nogal, dit kort sinnetjies, maar dit is so ernstig. 1 Korintiërs 16:13 sê hy vir ons, waak, staan in geloof, wees manlik, wees sterk. Dit klink vir my, dit is maklik. Maar ek gaan hierdie ding vir ons bietjie oopbreek dat ons hom lekker verstaan. Maar kom ons lees hom gou vir julle, ek is baie lief vir die boodskap Bybel, wat sê, wees wakker in die lewe en moenie toelaat dat iemand julle geestelik van balans afgooi nie. En dit is wat die vyand kom doen met Ja. vrees. Hy laat ons trippel en laat ons val. Ja. Want julle glo mos. Al ons mense glo mos. Die wat daar buitekant rondloop, hulle glo van iets. Maar waaraan glo ek en jy vanoggend? Ons glo in Jesus Christus, die Seun van God, wat vir ons sondes gesterf het en opgestaan het en opgevaar het hemel toe en vir ons gaan plek voorberei het. Dan sê hy verder, moenie soos bangbroeke wees nie. Dis daar 'n mooi Afrikaans gesê, moenie soos bangbroeke wees nie, maar staan jou man. Amen. Ons vrouens, ons mans, wit, swart, daar's nie onderskeid by God tussen ons nie. Ons almal is een voor God. Amen. Nou kom ons kyk na die eerste opdrag wat hy vir ons sê. Nou hierdie 4 opdragte eintlik ook nie, is nie net vir toe Paulus gepreek het in die Korinte nie. Dit is vir vandag vir ek en jou ook wat hier is. Want ek dink die Here het geweet, hier waar ons vandag is, dit is waar ons gaan vasgevang wees. Dis waar die vyand gaan kom en hy gaan ons joy begin steel. Nou, ons opdrag moet wees, ons moet waak. Ons moet waak tot die wederkoms van Jesus Christus weer kom. Wat beteken dit as ek sê ek moet waak? Gaan maar die wekker stel nie elke halfuur gaan om die huis toe om te gaan kyk of alles reg is. Nee. Waak beteken ek moet wakker wees vir dit wat gaan kom. Klein Keegan, my klein seun, ek het altyd gesê, be alert. Jy moet ten alle tye weet wat om jou aangaan. Want ons kindertjies is so vasgevang op hulle selfone. Ja, ouma, ek gaan nou, maar dan kan jy nie eens gehoor het wat het ek gevra wat moet hy doen. Ons moet alert wees. So kry ons opdragte van die Here ook. Wat maak ek nie met daai opdrag? Dis seker my eie stem wat ek gehoor het. Maar as ek regtig ingeskakel is by die Here,
gaan ek weet die Here is nou besig om vir my te Amen. waarsku oor 'n ding. Ja, Of, amen. soos wat Chris ook gesê het, die Here het my naam op sy hart gesit, hy my nooi om te kom dien. Die Here wil hê ons moet wakker wees. Wat het die vyand nog gekom en kom doen met ons? Hoekom kan ons baie keer nie wakker wees nie? En hier trap ek op niemand se toe nie, dit is wat die vyand met ons doen. Hy kom as gevolg van depressie, gee die dokter vir ons kalmeerpilletjies, hy kom gee vir ons slaappilletjies, dan is ons brein nie meer wakker nie. Dan kan ek nie waak teen die waarheid van die Here nie. Ek word bedwelm. Maar die Here sê ook, ons moet wakker wees. Ons moet waak tot die wederkoms van Jesus. En ek wil graag vir julle hierdie teks lees. Matteus 24 vers 42 wat sê, waak dan, julle weet nie watter uur die Here gaan kom. Ja, amen. Dis hoekom ons moet wakker wees. Hoeveel van ons was al, eendag kan ek my getuienis hier bring, ons het lekker gedrink, en ons het lekker gemaak, maar as die Here gesê, dit is nou tyd. Ja, Maar amen. nou vat ek, toe ons nog gedrink het, het ons baie keer van Leeuderingstad af Klaarse toe gery en ons het daar gaan dans. En ons kan al hoeveel keer in 'n kar ongeluk gewees het, ons kon dood gewees het, want dis wat die vyand wil doen. Hy wil ons uithaal. As ek dronk is, dan hoor ek nie die stem van die Here nie. My tweede opdrag wat die Here, wat Paulus vir ons daar gee, staan vas in die geloof. Hoe staan ons vas? Ek wil graag hierdie verduideliking gebruik. Van ons het Dunlop skoene. As ons kyk, nie een van ons het dieselfde skoene aan nie. Wat is Dunlop skoene? Het julle dit al gesien, jy kry ons Dunlop tyres ook. So kry ons Dunlop skoene. Dan loop ek hier, dan loop ek gou daar, dan loop ek gou weer 'n bietjie by die Here en dan loop ek gou weer by die wêreldse dinge. Dis Dunlop skoene. Wat gaan gebeur as ek met daai skoene gaan bly loop? Ek gaan val, dan kan ek nie vas staan nie. Ja, As ek vas staan in my geloof, gaan ek ingestel wees, soos dat jy 'n radio op 'n stasietjie instel, en dan gaan jy hoor, zzz, en dan hoor jy die stem duidelik. Dan is jy fyn ingestel. ja. Dan staan jy vas in die geloof. Daar in Matteus 7 sê die woord ook vir ons, die huisie van wat op die sand gebou is en die huisie wat op die rots gebou is, waar is jou huisie gebou? Vra jouself vanoggend, waar staan ek raak met God? Hoekom is ek vanoggend by die kerk? Hoekom is ek hier? Ek staan in diens van die Here, dis hoekom ek hier is. En ek wil graag mense toerus met God se waarheid. Maar as ek my huisie op die sand gaan bou en die storm kom, dan is my voete onder my uitgestaan. Maar as ek my huisie gebou is op die rots wat Jesus Christus is, gaan ek vas staan in my geloof. Dan kom ons by die derde opdrag, wees manlik. Het julle al gesien van my manne het ons sulke lekker spiere? Nou kry jy al vrouens wat ook sulke lekker spiere bou, nee. Maar hierdie ene sê van, wees manlik. Ek wil vir julle vandag kom sê, die army manne was rowwe goed deur. Hulle het rowwe goed gesien. En die vyand het daar al in hulle lewens om verwoesting saai. Want baie mans wat so op die grens in die army was, het op hulle siele seer gekry. Julle weet ons is mens, gees, siel en liggaam, nee. Ek sal eendag 'n lekker teaching oor dit ook vir julle kan bring. Maar die vyand kom maak ons seer op ons siele. Dan word ons vasgevang daar. Ons kom nie los van dit wat God ons oorroep om te doen nie. Maar die dag as die Here sê genoeg is genoeg, dan pluk hy sommer die stoel onder jou boude uit en hy sê hy staan. Want ons almal is geroep. Nie net 'n pastoor nie. Ek is nie 'n pastoor nie, ek is Cynthia. Ek hou daarvan om die woord van God te verkondig. Maar as hy vir ons sê wees manlik. Ek wil vir julle graag lees uit die New King James Version wat die teks sê, watch, stand fast in the faith, be brave, be strong. Amen. Wees dapper. Wie van julle kan dink, wie was dapper in die Bybel vir julle? Gideon. Gideon was dapper. Wie David. van julle seentjies weet? Wie? David was 'n dapper man. Het julle al gehoor van daai klein dogtertjie wat 12 jaar oud was en toe was sy Naaman se slavin gewees? Sy was dapper. Sy was uit haar land by haar mamma en pappa weggevat en sy moes vir 'n ander man wat lelik was met haar gaan werk het. Ja. Wie was nog dapper? Koningin Esther. Ja. Ek is baie vir koningin Esther se verhaal. Of nie verhaal nie, dit is regtig die werklikheid. Sy het haar hele volk gered, want sy het
dapper gewees en sy het die Ja, koning eie lewe. gaan face om haar volk te kan red. Wie was nog dapper? Ja, baie. Jesus se mamma, Maria. Ja. Sal jy kan gaan staan en kyk hoe jou kind gekruisig word? Sy moes dapper gewees het om hierdie goed te kan gesien het. Maar dan kom Paulus verder en hy wil vir ons nog 'n ding sê. Baie van ons lees gou net, jy ken Psalm 23 uit sy kop uit. Die Here is my herder, niks sal my oorkom nie, ek kom niks kort nie, daar sê dankie Here, en dan move ek. Wat het ek eintlik gedoen? Ek het net gou 'n bietjie melkies gedrink. Die Here wil hê ons moet steaks eet, ons moet hierdie Amen. Bybel vat en ons moet begin lees en ons moet verstaan wat ons lees. Amen. Dan, ek het ook baie die Bybel gelees en sê, maar ek verstaan nie wat die Here sê nie, maar ek bly lees. Want weet julle wat die Heilige Gees kom, en hy kom openbaar vir ons wat die Here vir ons eintlik daarso sê. Amen. Met ander woorde, 1 Korintiërs 3 vers 2 sê, ons moenie soos babietjies wees wat net melkies wil drink nie. Ons moet dapper wees. My klein Keegan, ons noem hom sommer klein Bollie, of Piet noem hom sommer Spiros. Daai kind het van baie kleintyd af het hy gesê, hy gaan nie sondagsskool toe nie. Hy wil in die kerk sit, hy wil hoor wat die pastoor preek. Hy was klein en hy wil dadelik vleis begin eet het, hy wil nie melkies gehad het nie. En daar's ongelukkig, ons is so in tradisie vasgevang. Net die pastoor mag Sondag preek. Net hy mag uit die Bybel uitlees. Net die pastoor mag vir my bid. Weet julle wat? Niemand kan vir jou beter bid as jouself nie. Amen. Begin by jouself. As jy vir jouself kan begin bid, dan kan jy vir die kindertjies begin bid. As jy vir hulle kan bid, weet julle hoeveel ou mense sit in die ouer huis en hulle is honger vir geselskap. Hulle is honger vir iemand wat net vir hulle 'n bietjie wil kom bid. Hulle kan nie meer lekker sien nie. Kom lees net vir 'n stukkie uit die Bybel uit. Staan net 'n bietjie met gesels met hulle oor Jesus. Staan vas in die geloof. Ja. Dit gaan dalk 'n bietjie ongemaklik wees. Wees dapper, begin dit te doen. Dan kom ons by die 4de opdrag. Ons moet sterk wees. Moet ek gaan gym en gewrigte optel, of wat meer gewigte optel en muscles bou? Nee. Al hoe jy gaan muscles bou, as jy geestelike muscles gaan bou, deur die woord van God wat jy gaan begin lees. Dis hoe jy gaan muscles bou, dis hoe jy gaan sterk wees. Want wat sê Paulus nog vir ons daar, wie ken vir Filippense 4 vers 13? Dit is Keegan se eerste teksvers wat ouma vir hom geleer het, is van ek, dan sit jy jou naam daarin, ek Cynthia, ek Piet, ek Chris, is tot alles in staat deur Christus wat vir my die krag gee. Amen. Wat doen ek eintlik as ek hierdie ding vir myself sê? Dan bemoedig ek myself. Dan sê ek eintlik vir die vyand, dit moet ek sê goed genoeg nie, maar ek gooi jou terug, want hoe Jesus die vyand weg, deur te sê, daar staan geskryf. Nou kan ek vir die vyand sê, jy sê ek sê goed genoeg nie, maar ek sê nou vir jou, daar staan geskryf, ek is tot alles in staat. Amen. Ek het so 'n boodskap van die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het, en in die boodskap het 4 stappe, wat ons eintlik daagliks moet toepas. Die eerste een is, ons moenie huiwer nie. Toe Annelies my gevra het van, sal ek jy kom bedien? Vroeger jare sou ek nie. Ek het dadelik gesê ja. Amen. Dadelik gesê ja, ek het nie gehuiwer nie, want ek het geweet, die Here kan iets anders te kom doen vandag hier saam. Amen. Kom saam met Jesus in pas. As daai vrou van die bloedvloeiing bietjie stadiger geloop het sy Jesus gemis. Want onthou, Jesus was nie op pad na haar toe nie. Hy was op pad na Jairus se dogtertjie toe. En sy het daai kans gevat, sy het nie gehuiwer nie. Sy het haarself bemoedig, sy het gesê, ek kan, ek gaan, ek wil by Jesus uitkom, ek wil net aan sy soem gaan vasvat. Het jy al vir jouself so gesê, kom nou net, staan net bietjie op, begin iets doen. Gryp die soem van Jesus se kleed aan, want dit is waar ons geneesing lê. Dit is waar ons oorwinnings begin lê. Dan 'n baie belangrike punt, fokus op Jesus. Dis wat ek gevra het van wie kyk mens, want ons fokus baie keer op die wêreldse goed so vas, dat ons fokus van Jesus afval. En ons verloor amper die stryd. Wat sê Paulus nog daar, ek dink dit is in 2 Timoteus wat hy sê, 2 Timoteus 4 vers 7, wat hy ook vir ons sê, ek het die goeie stryd gestryd. Ek het die wedloop voleindig, maar ek het my geloof behou. Amen. Hoeveel van ons word moeg, omdat die stryd vir ons baie keer te veel word. Maar net nou het ons gesê, ons is tot alles in staat, want Christus kom rus ons toe. As ek nou 'n nuwe pastoor was en ek moes hier kom staan het, vra my man, ek kon nie vir mense gepraat het nie, ek het sulke windbabbels gehad. Ek
kon nie praat nie. Dan sal ek die tablet gevat het en die hele tyd hier gestaan en afgelees het. Want ek het nie die vrymoedigheid gehad nie. Maar Jesus kom en hy het vir my kom vrymoedigheid gegee. Amen. Hy sê ook daar vir ons, hy het vir ons vrymoedigheid gegee toe die voorhangsel geskeur het, dat ons God kan nader. Ek hoef nie deur analise te gaan om by God uit te kom nie. Ek kan self by God uitkom. Amen. So ou Paulus sê vir ons hier eintlik, waak, staan vas in die geloof, wees manlik, wees sterk. Bou 'n bietjie geestelike spiere op. Hoe gaan ek dit doen? Vat jou Bybel. Vat Psalm 23. Al lees jy een teksvers die hele week. Vra Here, wat moet ek verstaan nie uit? Want ons kry regtig baie keer swaar. Die finansies is regtig min. Die kindertjies, ore is min. Wie van die kinders luister 100% vir hulle mammas? Ek sien daar so middelste seentjie wat dalk vir sy mamma baie kan luister, want hy sit doodstil. Ons kinders luister nie altyd nie. Here, hoe moet ek daai kind leer? Want nie een van ons kinders is dieselfde nie. Hulle almal verskil. En die Here gaan vir ons woord gee van werk met daai kind so. Ja. Werk met daai kind so. Vrouens, die Bybel sê, wees onderdanig aan jou man. Hoe's dit? As hy sê bring my koffie, moet jy spring? Nee. Wat sê die woord verder? Hulle sê mans, wees so lief vir jou vrou soos wat jy vir Jesus Christus is. Amen. As jy vir jouself kan lief wees, gaan jy omgee vir 'n ander persoon. Hoe gaan jy vir jouself weer lief wees? Ja. Wie van julle weet verseker julle is lief vir julleself? Gaan staan voor die spieël en sê Here, ek weet, omdat U my liefhet, is ek lief vir myself. Want God het my gemaak. Amen. Ek is geskape na God se beeld. Hy sê verder dan in Romeine 8 van niks sal ons skei van die liefde van Jesus nie. Liefde oorwin alles. Amen. So ons moet ons mekaar bemoedig. Wat is hierdie praktiese opdragte wat Jesus wat Paulus vir ons hierso gee? Dit help nie as ons hierdie nuus kyk en ons sien hierdie paaie vol sulke gate in en ons warra hier op Facebook oor dit nie, maar ek self doen niks daaroor. So ek moet kyk wat 'n vyand beveg ek. Dit help nie ek wil die staat aanvat en ek doen self niks en ek sit op my boude en niks doen nie. Maar hoe gaan ons 'n geveg begin veg? Hoe gaan ons oorwin? Kom by die Here. Gaan sit by die Here en praat met die Here daaroor. Partykeer kom hierdie oorlog op ons baie. Dan wil ons sommer wat sê mos ja, jy wil dieselfde wapens gebruik as die vyand. Dit gaan nie werk nie. Gaan op jou knieë. Ja. Veg deur die woord van God. Amen. Ons kan ook sê, soos wat 1 Korintiërs 16:14 sê, die teks net na hom sê vir ons, laat alles by julle in liefde geskied. Amen. En dit is my motto in my bediening, in ons bediening, wat ek altyd sê, ek bedien in liefde. Ja. Liefde oorwin alles. Alles. Maar as ons na 1 Korintiërs 13 vers 4-7 gaan bietjie gaan luister, gee die Here vir ons maniere hoe gaan ons bietjie te werk gaan. Hy sê vir ons, liefde is geduldig. Hoe is geduldig? As jou man met jou staan en praat, dan tik jy jou voetjie al so, kry dan net klaar. Of as die kind nie sy huiswerk wil doen nie, geduldig wees. Dan gaan hy verder en hy sê so nou, die liefde is nie lig geraak nie. En as jy 'n bietjie met my man gaan staan en gesels, gaan hy vir julle vertel hoe lig geraak was ek. Ek het my Alief baie vinnig gewik. Die liefde is nie lig geraak nie. Die liefde bedek alles, dit glo alles, dit hoop alles, dit verdra alles. Alles, ek nie lief vir daai enetjie wat daar op die straat loop nie. As ek hom in liefde gaan begin behandel, gaan daar 'n verandering plaas. Dalk nie hoor nie, dalk oor die jaar, maar liefde oorwin alles. Amen. Nou, ek wil vir julle hierdie vraag vra vandag. Wat dink julle verwag die Here van julle? Paulus het nou net vir ons 4 opdragte gegee. Die Here verwag van ons moet wakker wees. Ons moet sterk staan. Ons moet vas staan in die geloof. Ons moet dapper wees. Ons moet manlik wees. Ons vrouens het ook spiere. Kyk, jy sit hulle. Sit ook spiere. Maar hier is ook opdragte wat ons aan onsself moet bietjie gee. Begin glo in die krag van God. En as dit dan net daai bietjie begin sing. Begin glo in die krag van God. Begin raak sien
wat jy vir die Here doen. Want ons twyfel partykeer, nou wat doen ek eintlik vir die Here? Net hier om vriendelik te wees met die wat agter jou in spaarsery staan, of voor jou staan, bewys liefde, dan doen jy al klaar iets vir die Here. Want jy moet op die einde van die dag vir die mense om jou wys, dat jy 'n kind van God is. Die woord sê, dra vrugte wat by die bekering pas. Wat se vrug dra jy? Ek moet eintlik gaan sit en 'n bietjie, ek hou van baie skryf. Skryf bietjie, Here, wat se vrugte dra ek eintlik? Dra ek appelkose, perskes, vye, druksvye? Nee, liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid. Vir die laaste een van die vrug van die Gees is selfbeheersing. Ons moet ons tonge begin beheer. Maar die Here kom ook in sy woord en hy sê vir ons, hy gee vir ons wapens. Wat se wapen gebruik jy? Pluk ek gaan my opkapie mes uit en ek gaan sommer hierdie net so choke gee. Nee, die Here gee ons wapen. Die eerste wapen is 'n swaard. Wat is daai swaard? Dis die woord van God. Hoe sterk, hoe skerp is jou swaard? Ek het eendag 'n boodskap gebring van Fortune Fire. My man hou daarvan om Fortune Fire te kyk, hoe hulle messe en swaarde en goed maak. So ek ken al hierdie stappe al. Hoe maak jy jou mes skerp, jou swaard skerp? Deur die woord van God. Want dis hoe jy die vyand gaan veg. Amen. Die tweede ene, die naam van die Here. As ek sê, in die naam van die Here. Here Jesus, ek kom na U toe. Vader, ek kom na U toe in die naam van Jesus. Daai dinge dra krag. Ek wil graag vandag vir julle 'n Hebreëse kreet leer. Ons het nou 'n bietjie gesing van Jesus se naam ook, maar ek wil vir julle kom sê vandag, raag, gezaak, almaats. Wees sterk. Wees volmoed. Dis wat ou Joshua gesê het vir ons. Maar die Here het ook vir ons opdrag gegee in Joshua 1:9 wat hy vir ons sê, wees vasberade. Dit kom weer terug na Paulus toe, staan vas in die geloof. Maar kyk, ons kyk maar die vyand partykeer so in die oom. Maar ek wil vandag vir julle 'n ander ding kom leer. Al is dit armoede, al is dit siekte. Sagaria 4:7 sê die woord vir ons. Wie is jy, o berg? Daai berg is die vyand, daai ding wat jy jou teen vasloop elke keer. Ja, Goliat. Daai Goliat. Wie is jy? Voor my sal jy gelyke word in die naam van Jesus. Amen. Wat het met die amper seker Filistyne, met Joshua hulle gebeur met die muur van Jericho? Hulle het 'n opdrag uitgevoer wat hulle van die Here gekry het. Ja. En hulle het 'n oorlogskreet geskree en die mure het ingeval. Amen. Wat is jou oorlogskreet? Wat is jou oorlogskreet? Ek is sterk. Nie almaan kla nie, ek is sterk. Ek is vasberade. Ek is sterk en manlik en ek is waaksaam. Dan wil ek vir julle 'n paar punte gee vandag om jouself te kon versterk. Want baie keer het ons net so 'n haantjie nodig. Jy weet, baie kinders se ore maak jy mos hier van onderaf oop. Nou vandag wil ek vir julle hier van bo af in julle ore iets gee om vir julle self te kon versterk vandag. Eerste ene. Wanneer jy nagmaal gebruik, versterk jy jouself. Want jy erken dit wat Jesus Christus vir jou gedoen het. Die tweede een is gebed. Wie van julle begin julle dag sonder gebed? Jy kom by die werk dan onthou, ek het nog nie eens gebid nie. Ag Here, dankie dat ek veilig by die werk is. Amen. Nee, die Here sê, ken hom in al jou weë. Of ek na skool toe gaan, kerk toe gaan, waar toe, ken hom in al jou weë. Dan sal hy jou pad vir jou gelyk maak. Dan die derde een is die wapenrusting. Wie van julle weet waar staan die wapenrusting? Efesiërs 6. En hy sê ook daar, trek aan die volle wapenrusting van God, sodat jy kan staande bly teen die liste van die vyand nie. Dan die belangrikste wat ek vandag by julle wil los, en ek gaan afsluit met hom, is van, ken jou identiteit in Christus. As jy weet wie jy is, hoef ek nie te skrik as die vyand vir jou sê, "One." Dan gaan jy weer sê, "Hey, weet jy met wie jy te doen? Jy het nou met 'n geseënde van die Here te doen. Jy het met 'n kind van God te doen. Jy praat nou met 'n oorwinnaar, want Jesus Christus het gemaak dat ek 'n oorwinnaar kan wees." Maar ek en jy moet vandag, want ons vat baie keer mos nou maskertjies, dan sit ons vir ons maskertjies en dan vra ons, "Wie so gaan dit?"
dit gaan so goed. Ons jok vir onsself. Sê, jong, onder omstandighede gaan ek 'n bietjie rof. Want weet julle wat ek en my man is ongelukkig, ons het hierdie ding van, ons laat 'n leuen nie seevier by ons nie. Jy praat die waarheid in knop. Selfs met 'n kind ook. Daar's baie kindertjies wat nou by oumas en oupas moet groot word. En dan vertel hulle van, ek is mamma en pappa. Dis 'n leuen. Dan vra hulle, hoekom sukkel daai kind? Want hy lewe in 'n leuen. Ons moet die waarheid praat. God haat 'n leuen. Klein Keegan het hy het eendag vir my gejok oor 'n skaak, hy speel skaak. En hy het my kon vertel hy het gewen waar hy eintlik verloor het. En ek het hom teruggevat na die 10 gebooie wat sê, jy mag geen valse getuienis bring nie. Dis die woord wat God vir Moses gegee het. Hoe kan ek nou daarteen gaan? Ek mag nie jok nie. Dan op die einde van die dag wil ek wil kom afsluit met hierdie ene wat sê, waar gaan jy hulp kry om hierdie goed toe te pas? Ou Dawid skryf by Psalm 121. En ek hou so van hierdie stuk van is, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp, jou hulp, om van die Here af wat hemel en aarde gemaak het. Maar ek wil graag vir julle vers 7 lees wat daar sê, die Here sal jou bewaar vir elke onheil, jou siel sal hy bewaar. Sê vir jouself vanoggend, ek is waaksaam, ek staan vas in die geloof, ek is manmoedig en ek is sterk, want God rus my toe. Amen. Amen. So vir nou of as ek hoor een van julle, ek ken nog nie almal se naam nie, as jy moeg voel, stuur vir Anneliese boodskap, sê, bid asseblief saam met my. Moenie sê, bid vir my, bid saam met my. Want die Here sê in sy woord, waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek. Amen. As Annelies vir jou intree, of Chris vir jou intree, of ek vir jou intree, tree saam in, bid saam vir jou. Dis wanneer die oorwinning gaan begin. Amen. As jy alleen staan, kom die vyand vir jou. Ja. Rus jou toe. Nagmaal, gebed en die wapenrusting van God. Bemoedig jouself. Hou jou pas. Hou jou oë gefokus op Jesus. Dis wanneer jy oorwinning kry. Amen. Amen.